Goeiemôre, Dr. Dayo Harties. Dis vanoggend vir my 'n voorreg om my storie met julle te kom deel. Ek is Henny Hon en my storie begin in 2018, waar ek 'n eerstejaars student op die Universiteit van Potchefstroom was. Ek het in 'n verhouding gegaan wat vir 2 jaar lank die beste deel van my lewe was op daardie stadium, waar alles goed gegaan het en alles net mooi was. Ek het eendag wakker geword waar die verhouding net geëindig is. Ek het natuurlik die Here eers blameer, want hoe kan jy iemand op jou pad sit en hulle weer net verwyder? Vir my en die Here se verhouding het van daardie af klaar begin om te skei. 6 maande later word ek wakker in die oggend met 'n boodskap: my pa is oorlede. Vir 'n 21-jarige seun maak dit nie sin nie. En toe ek terugbel om te hoor as my ma okay, kry ek die nuus: my ma is nou net oorlede. Op die ouderdom van 21 het jy soveel vrae: hoe kan hierdie goed gebeur met jou? Hoe kan jy as jong man, hoe gaan jy vorentoe in die lewe? Vir wat het ek nog oor om te lewe? Wie moet ek nou trots maak? Daarna het ek en die Here glad nie 'n goeie pad gehad nie en ons het glad nie 'n verhouding gehad. Vir die volgende 4 maande het ek myself versuip in alkohol, totdat ek eendag wakker geword het en besef, my ouers sou nie trots gewees het op dit wat ek besig is om te word. Ek het 'n besluit geneem om terug te keer na my normaal toe. Ek het weer begin fokus op my studies, op my vakansiewerk wat ek elke vakansie gedoen het. En kort daarna bevind ek myself in 'n tronksel, waar ek in 'n drastiese ongeluk was, waar ek blameer was vir die dood van iemand anders. Dit is waar my en die Here se paadjie heeltemal geskei het. Ek het in die tronksel gesit saam met 11 mense wat gekies het om daar te sit. Ek het niemand gehad om mee te praat nie, ek het niemand gehad wat vir my beklei het nie. En dit is waar ek besef het, ek het een uitweg, en dis die Here. Ek en die Here het gestry en geworstel, en na 14 ure toe word die tronksel se deure oopgesluit. Daar was vir my gesê: meneer, jy is vry. Daardie maandag in die hof is ek onskuldig bevind, waar die Here vir my weer deure oopgemaak het. 'n week later, toe staan ek met 'n universiteitsgraad in my hand. 2 maande na dit, toe stap ek in 'n werkposisie in, waar die Here vir my gesê het: hierdie is vir jou, my seun. 3 jaar nadat ek deur al hierdie is, toe ontmoet ek 'n meisie. Vandag kan ek haar my wonderlike vrou noem. Sy was bewus gewees van alles en het my vandag eendag weer alles ondersteun, my situasie verstaan en net alles aanvaar. Vroeër hierdie jaar was daar vir ons deur spesialiste en dokters gesê dat dit onmoontlik is vir ons om swanger te kan word. Ek het weer begin twyfel in wat die Here vir my beplan. Ek was in die middel van al hierdie goeie goed en dan kry ek hierdie slegte nuus. Vandag sit my vrou hier so 17 weke swanger. En die Here het net weer vir ons bewys dat solank as wat ons terugdraai na hom toe, sal hy voorsien. Ek lewe met die wyse God is in beheer. En ek wil vandag my boodskap met julle deel. Nie sodat enigiemand my op jammer te kry of simpatie te toon, maar bloot oor die feit dat ek wil hê mense moet my storie gebruik as lewendige getuienis dat God wel weerkom. Dit maak nie saak hoe lank nie, dit maak nie saak hoe ver nie. Dit maak nie saak hoe ver jy van die Here af beweeg het nie. Sodra jy omdraai, sal die Here net daar oop staan, met sy arms oop staan. In die middel, om God te vind, wanneer die lewe vir jou en my moeilik raak. Ons kom op 'n plek waar ons onseker voel, en ek dink wanneer ons na Henny se getuienis luister, is daar 'n klomp onsekerheid en 'n klomp dinge wat gebeur het. En ek en jy word daagliks met dit uitgedaag. Het jy en ek al opgelet hoe in 'n oomblik 'n telefoonoproep die hele direksie van die dag, of die week, of die maand, of die jaar kan verander? 'n Telefoonoproep, 'n doktersverslag, 'n finansiële terugslag, ja, SARS seisoen is oop. 'n Verhouding wat skielik verbrokkel, werksverlies, 'n gebed wat lyk asof dit nie beantwoord word nie. In een oomblik voel alles wat veilig en seker is, asof die mat onder ons voete uitgeruk word. En ons bevind onsself in die middel van onsekerheid.
Jy sien, die meeste van ons sukkel, nie wanneer die lewe voorspelbaar is nie, maar wanneer dit onvoorspelbaar raak en ons onseker is oor wat volgende gaan gebeur. Jy sien, ons begin vrae soos, wat as dinge nie uitwerk nie? Wat as ek verloor waarvoor ek so hard gewerk het? Wat as God nie my gebed hoor nie? Wat as dit nie vir ons deurkom nie? Hoe gaan ons vorentoe gaan? Ek wil vanmôre 'n stelling maak. En dis nie 'n eenvoudige stelling nie. Maar hier's die waarheid. Die waarheid is dat ons sekerheid openbaar waarop ons werklik vertrou. Onsekerheid in ons lewe kan ons na 'n plek toe vat waar ons suiwer in hom vaskyk en vashou, of ons wispelturig raak en gryp na elke grashalm. Vandag praat ons uit die boek Korintiërs uit en Paulus kom en hy herinner ons daaraan dat al verander alles om ons, is daar een onveranderlike en dit is die Here. 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 sê, daarom verloor ons nie moed nie. En is baie keer dink ons Paulus skryf hierdie in baie maklike omstandighede. Maar Paulus is deur 'n paar goed. Paulus moes letterlik vir sy geloof staan. Hy was deur baie moeilike goed. Dan sê hy, al is ons uiterlik besig om te vergaan, word ons innerlik van dag tot dag vernuwe. Ek wil net stop daar vir 'n oomblik. Hoe sê hy dit? Jy sien, sy uiterlike wêreld is besig om uitmekaar uit te val. Ons kan daarin lees dat sy finansiële toestand, dit kan sy gesondheidstoestand wees, dit kan praktiese dinge wees waarmee hy gesukkel het, dinge wat ek en jy elke dag mee te doen het, maar dan maak hy die stelling, word ons innerlik van dag tot dag vernuwe. Waarna verwys hy? Hy verwys na die onveranderlikheid van wie die Here is, en dat daarin lê ons hoop en ons standvastigheid. Met ander woorde, die storm waar ons in die middel van is, het nie die kapasiteit om die waarheid van wie hy is te verander in jou en my lewe nie. Hy verander die uitdrukking van die storm in ons lewe. Ons ligte en tydelike swaar kry bewerk vir ons 'n ewige heerlikheid, wat alles verreweg oortref. Beteken dit, omdat ons deur hierdie gaan, daar word nou 'n skat vir ons bewerk en ons gaan op 'n stadium 'n telefoonoproep kry van iemand wat sê, Jonathan, kom haal jou tas, jou goud en jou silwer en alles is reg vir jou. Jy praat van 'n verwysing van hoe ek en jy leef. Dat ons op 'n plek kan kom waar ons verstaan dat alles waardeur ons gaan is tydelik en dat hy ons ewigheid is en ons is in hom. Daarom rig ons oë nie op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Die onsigbare, dit wat vir ons in die skrif leer, wie hy is, wat hy doen en dat hy namens ons veg. Want die sigbare is tydelik, maar die onsigbare is ewig. So die waarheid vanmôre vir jou en my is, selfs wanneer omstandighede verander, is God steeds genoeg en is hy onveranderd. Dan sit jy dalk daar vanmôre en sê vir my, maar Jonathan, hoe sê jy dit? Ek sit met hierdie omstandigheid. Ek vra die Here om my situasie te verander. Ek vra vir deurbraak. Ek vra vir genesing. Ek vra vir finansiële vermoë. Hoe kan jy vanmôre sê God is onveranderd? Want die standaard van goedheid en die standaard van getrouheid en die standaard van onveranderlikheid is nie die standaard van die wêreld nie. Die waarheid sê goedheid word gemeet in wat ek beleef. Goedheid word gemeet, voorsiening word gemeet in wat ek het. Maar wat van as dit gemeet word in die persoon van wie hy is? Jy sien, hy het my op sy gedagtes gehad nog voor ek hier was. En het hy al vir my 'n goeie en hoopvolle toekoms gehad, wat gedefinieer word
deur my verhouding met hom. En dat hy my nooit in hierdie reis van my verhouding met hom sal alleen laat nie. En dat wanneer ek in die storms is, hy saam met my in daai storm is. Hy los my nie alleen nie. Sien, ek en jy het vanmôre nodig om te verstaan, die Here is ons erfdeel. Psalm 16 vers 5 sê, Here, U alleen is my erfdeel en my beker. U hou my toekoms veilig. Kan ek en jy vanmôre die verklaring maak, dat ons weet, hy hou ons toekoms veilig. Dawid begin, deur nie te sê, my rykdom is my erfdeel wanneer hy met die Here praat nie, of my loopbaan is my erfdeel, of ek vind my erfdeel in my familie. Nee, hy sê, Here, U is my erfdeel. Weereens maak hy die verklaring, dat sy erfdeel en dit waarna hy kyk, nie in die plastiek van die wêreld vasgevang is nie, maar in 'n verhouding met die koning van die konings. Nou ons moet verstaan, vandag nog in die konteks van erf, het erf baie keer 'n sterk uitdrukking van sekuriteit. Ons gaan ons erfdeel kry. Dit het baie keer my identiteit verteenwoordig, want as ek die seun is van Bill Gates, is daar 'n paar rand wat my kant toe kom, as hy nie meer hier is nie. Maar duidelik kom Dawid en sê, my sekuriteit lê nie in wat ek besit nie. My sekuriteit lê in wie my besit. En daar's 'n groot verskil. Jy sien, dis vir jou en my moeilik, omdat ons baie keer van nature ons vertroue bou op dinge wat kan verdwyn. Jy sien, ons voel, hierdie maand gaan 'n goeie maand wees, want daar's dalk 'n bonusie, soos ek nou genoem het, van SARS. En dan beplan ons dit en ons doen al ons dinge volgens dit, en ewe skielik laat weet SARS, ons het 'n foutjie gemaak. Jy skuld ons eintlik. En alles wat ons weet, val in mekaar in. Jy sien, die realiteit is, ons rykdom, ons finansiële vermoë kan verdwyn. Ons gesondheid kan in 'n oomblik verander. Mense wat ons liefhet, wat in ons lewe is, kan ons in 'n oomblik teleurstel en hulle rug op ons draai. Loopbane kan tot 'n einde kom en in 'n baie laat stadium van ons lewe nodig om te verander. Drome kan in skerwe geskiet word en skielik moet nuwe rigtings gebeur. Al hierdie dinge kan gebeur en ek dink 'n paar van ons kan al sê, ons is al deur daai storm. Maar die Here bly dieselfde. En Dawid skryf in Psalm 46 en hy sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy altyd beskikbaar. Jy weet, wanneer ek hierdie lees, kry ek altyd 'n prentjie van my jongste seun Marco toe hy klein was. Hy sal net daar in die kamer kom en dan sal hy huil. Dan sal ek vir hom sê, hoekom huil jy? Dan sal hy aanhou huil, dan sal ek op 'n stadium sê, hoekom huil jy? Dan sal hy vir my sê, ek weet nie, ek huil net. En dan sal ek hom optel en op my skoot sit en laat hy ordentlik huil. En as hy klaar gehuil het, dan sê ek, voel jy nou beter? Ja, kan ek 'n broodjie kry? OK. Tot vandag toe weet ek nie wat dit daai huil veroorsaak nie, maar as ek hierdie lees, dan kry ek daai prentjie. Dat ek en jy kan huil. En ons huil baie keer in ons hart. Want ons gaan deur dinge. Maar God tel ons op sy skoot op en hy laat ons ordentlik huil. Jy weet, as alles loop en die tissues is nat en alles gebeur. En dan in daai omstandigheid vra hy jou, is jy okay? Die omstandigheid het nie verander nie. Maar die emosie en die weet dat ek veilig is, het verander. En die Here vra my, soek jy 'n broodjie? Jy sien, vanmôre sê die skrif nie vir jou en my dat elke moeilikheid in ons lewe voorkom gaan word nie. Daar staan wel, hy is teenwoordig in elke moeilikheid. Hy is saam met jou en my in die middel van ons woestyn, in die middel van ons storm, in die middel van ons varkput. Baie van ons vra vir die Here om hierdie onsekerheid weg te neem.
Maar dikwels bied die Here homself in hierdie onsekerheid aan. En ons het dit nou so mooi gesing. Draai jou oë op na hom. Moenie vaskyk in die halfleë beker nie, maar sien daar die halfleë beker as halfvol, want hy is saam met my daar. Vanmôre het ek hier 2 houers, en ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê. En die prentjie van hierdie leeuhouer gaan 'n bietjie verander. En ek wil hê jy moet bietjie dink aan wat kan hierdie beker en hierdie water simboliseer. En terwyl ek dit vra, wil ek jou vanmôre ook, vir my en jou uitdaag. En ons die vraag vra, as ons onder druk is, waarheen hardloop ons? As ons die druk van die lewe beleef, hoe probeer ons uitkoms kry? Baie van ons is bevoorreg om nog ouers te hê en ons kan ons ouers toe hardloop vir advies. Baie keer het ons nie meer ouers nie en ons het 'n vriend met wie ons moet praat of wat maak ons as ons finansies nie aan die einde van die maand klop nie of ons onseker is oor goed? Dalk sê jy vanmôre as ek onder druk is, het ek 'n spaarrekening wat my kan help. Of as dinge nie uitwerk nie, raak ek al hoe meer gefokus en ek maak seker dat ek alles soos 'n sammejoer bestuur. Ek probeer dit self doen. Maar vanmôre wil ek sê, God hou ons toekoms vas. Ek en jy hoef nie dinge te probeer uitsorteer nie. Die grootste plek waar ons moet uitkom, is by die T-aansluiting waar ons besluit, as ek links gaan ek self probeer, maar regs hou hy my toekoms vas en ek kan daarin rus. Want Psalm 16 in die Nuwe Lewende Vertaling sê dieselfde wat ons nou gelees het, maar hy sê dit mooier, hy sê, U maak my lot veilig. Nou ek weet nie van julle nie, maar as ek in 'n leeukuil sit, voel ek nie veilig as dit my lot is nie. Of as ek in 'n vuuroond instap, voel dit nie of hierdie lot veilig is nie. Maar jy sien, die mense wat deur hierdie krisisse gaan, het iets verstaan. Hulle het verstaan dat hoewel die krisis 'n realiteit is hulle veilig in die hande van die Here. Habakuk skryf dit ook so mooi. En is 'n lied wat ons baie gesing het al. Ek glo julle ook. Al sou die vyeboom nie bot nie. Die vyeboom wat rykdom verteenwoordig, wat gesondheid verteenwoordig, wat voorspoed verteenwoordig, al sou die vyeboom nie bot nie en die ribbokke nie hardloop nie. Nogtans sal ek kies om nie in my omstandighede vas te kyk nie, maar te verklaar dat God met my is. Dawid het iets verstaan. Hy het nie sy toekoms geken nie, maar hy het die een geken wat dit wel ken. Kan ek en jy vanmôre verklaar en verstaan dat elke dag van ons lewe alreeds opgeskryf is en dat hy ons in sy handpalm vashou en dat die skrif vir jou en my leer, as hy vir ons is, wie kan teen ons wees? Jy sien, ons grootste vrese lê gewoonlik in ons môre. Ek onthou nou die dag toe ek vinnig met my boekhouer praat, toe vra ek hom, gaan hulle weer my vrou outomaties assesseer? Toe sê hy, nee, hy is nie seker nie. Hoekom? Toe sê ek, want elke jaar kry ek so groot verrassingkie. Ek verwag ietsie goed en dan kry ek so klap van linkerkant af. Nou klim ek in die kar en nou sê ek, Here, die goed maak oop in Julie, begin Julie die outomatiese assessering. Asseblief moenie laat hulle haar assesseer nie. Asseblief moenie laat hulle haar assesseer nie. Asseblief moenie laat hulle assesseer nie. 'n Dag later stuur die boekhouer vir my, hulle het jou vrou geassesseer. Nou dink ek, Here, as myne eers afgehandel is die 13de, want hulle assesseer my nooit.
maar nou assesseer hulle my vrou. En nou gebeur hier 'n klomp dinge in ons kop. Maar wat het ek gedoen? In plaas van op vandag te fokus, het ek vir 'n week, ekskuus die Engelse woord, geprocrastinate oor wat kan wees en toe word my grootste vrese realiteit. Ons bring ons môre en volgende week in ons vandag in. In plaas van om vandag te leef ten volle en môre gaan homself uitsorteer. Ons sit met dinge in ons kop. Wat as ek misluk terwyl ek by die werk sit? Wat van as ek dokter toe gaan en hierdie diagnose is ernstig? Ek herinner myself toe ek 20 jaar oud was en ek rugby gespeel het in die Oos-Transvaal streek en ons 'n belangrike wedstryd gespeel het en ek eintlik 'n besering gehad het en die span vir my gesê het, jy moet speel, ons gaan vir jou Voltaren spuit. Jonk, dom. En ek sê nie eens reg. En ek onthou ek gaan in die kleedkamer en 2 ander ouens kry ook 'n inspuiting. En speel die wedstryd, ons gaan deur en 2 jaar later is ek in 'n verhouding met Sunay, ons het verloof geraak, ek is besig met my laaste eksamens, kry ek die nuus van een van die ouens wat saam met ons gespeel het, wat baie siek geword het en hy is gediagnoseer met HIV daai tyd. En ek praat nog met 'n vriend van my wat saam met my studeer en in 'n oomblik herinner, ek wil nou nie sê die Here my nie, die duiwel my, dat hy een van die ouens was wat saam met my 'n inspuiting daai dag gekry het. En ek kan nie onthou of hulle die naalde geruil het nie. En 'n vrees sak my toe. My hele lewe is verby. In 2 minute is ek by die dokter vir bloedtoetse. En daar is ek so kwaad vir myself dat ek so min geloof het. Want die dokter sê toe vir my, die uitslag gaan omtrent so 4 of 5 dae vat. Maar moenie bekommerd wees nie, sê hy vir my. Dis so 'n swak virus, as hy in die lug gekom het, is hy 10-1 dood. Maar moenie bekommerd wees nie, as daar iets is, sal ek jou bel. OK, wonderlik. 3 dae later kom ek by die huis, my ma vra my, was jy by die dokter? Ek sê, hoekom? Nee, die dokter het gebel, jy moet hom gaan sien. OK, ouens, waar dink julle sit in my kop? Hy gaan my bel as daar iets fout is. Ek kan nie ry soontoe nie. Gelukkig was 'n vriend saam met my daar, hy het saam met my gestudeer, hy vat my, ek kom maar in, ek kan omtrent nie, hoor julle, was julle al daar? En ek stap na die verpleegsters toe, ek sê, hallo, ek is hierso vir my uitslaa, dokter wil my, o nee, ons wil net vir jou die verslag gee, maak die verslag oop, daar's niks fout nie. Luister, as ek kon vloek, sou ek gevloek het, ek sou dalk 'n paar ander goed gedoen het. Ons sit met hierdie vrese, met die goed wat die wêreld na ons toe bring. Ons spandeer emosionele energie deur in plekke te leef waar God ons nooit gevra het om te leef nie. Ons bou goed vir onsself met emosionele energie en dan wanneer ons dalk dit nie uitdruk soos wat dit ons dink dit moet wees nie, dan val ons vas in hierdie plekke. En ons lewe voel vir ons of dit 'n mislukking is. Jy sien, as ek vanmôre ons kan konfronteer met 'n idee oor hoe die Here ons lewe sien en hoe hy wil hê ons moet ons lewe uitdruk, dan lyk dit dalk baie anders as hoe ons leef. Want ons lewe in 'n wêreldomgewing wat sekere goed voorhou en sê dit is die manier. Maar God sê, ek wil hê jy moet jou lewe en jou alles aan my toevertrou en vanuit daai geloofspasie leef, al lyk dinge om jou nie rooskleurig nie. Hebreërs 11 vers 1 wat ons almal so goed ken. Geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. 'n Vaste hoop. En ek dink baie ouers hierso vanmôre, se kinders is dalk al ouer as myne. Maar wanneer jou kinders klein is, het jy 'n spesifieke fokus.
Jy fokus om so hard te werk en vir hulle te voorsien en die beste lewe vir hulle te bou. En dis goed en ja en reg. Maar ons is baie keer so besig dat ons al hierdie ander goed doen, dat die belangrikste ding gemis word. Ek onthou hoeveel keer dit gebeur het waar ek by gesinne betrokke is en die grootste behoefte van die kinders is om op die gras te sit en bossies uit te trek saam met sy pa, maar sy pa kan vir hom die splinter nuwe motorfiets koop. En hy soek eintlik nie die motorfiets nie. Maar ons koop die motorfiets want ons het hierdie prentjie van hoe ons dink ons lewe moet wees. Terwyl God sê ek wil hê jy moet anders leef. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En ek wil dit vanmôre sommer net inrol, vir elke ouer, vir elke getroude paartjie. Die grootste geskenk wat ons kinders kan gee is nie geld nie. Dis 'n gelukkige huwelik en standvastige ouerskap. Dis die grootste geskenk. Ons kinders kan alles bereik ook in die lewe. As ek eendag voor die Vader staan en my kinders kan nie saam met my daar wees nie, wat het ek? Wat het ek? Ek het 'n nalatenskap wat ek in hulle lewe moet bou. Dis belangrik. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof beteken nie vanmôre ek en jy het al die antwoorde nie. Jy sien daar's hierdie prosperity teologie. Dat as jy in verknorsing sit, as jy deur siekte gaan, as daar probleme is, moes jy iets gedoen het teen die Here. Het julle dit al gehoor? Het van ons dit al geglo? Here, hoekom gebeur al hierdie goed met my? Ek's jammer, ek weet nie wat het ek gedoen nie. Het ons dit al gesê? Maar te midde van dit lewe ons in 'n gebroke wêreld. Ons trek baie dinge na die Here toe in die middel van ons storm wat hy niks mee te doen het nie. Die feit dat wanneer ek hier afklim en ek die trappe mis en nie afduik, die Here het my nie van agter af gestoot en gesê, kom ons kyk of jou been breek nie. Ek het die trappe misgetrap. En nou het ek 'n been gebreek. Geloof beteken dat ons die een vertrou wat wel al die antwoorde het. God staan reeds in ons môre waarvoor ons bang is. Niks verras hom nie. Niks vang hom ontkant nie, niks dwing hom om sy planne te verander nie. Terwyl ons oor môre bekommerd is, berei die Here reeds genade vir môre voor. Berei hy reeds die kapasiteit in ons hart voor om dit te kan hanteer. Hy vra nooit dat ons môre se laste met vandag se krag moet dra nie. Daar's 'n liedjie wat ons gesing het in die kerk. The steadfast love of the Lord never changes. His mercies are new every day. Every day. Ons hoef nie op gister se manna te leef nie, maar op vandag. Maar jy sien, van jou en my vra dit dat in die middel van ons omstandighede, ons sal vashou aan hom. Ek weet nie hoekom maak ons so, dat wanneer ons onder druk is, ons baie keer net alleen wil wees nie. Ons voel dat as niemand my net kan sien nie, ek wil net in my bed lê en my kombers oor my kop aantrek. En ek wil vir 'n week in my pyjamas wees en die tandeborsel nie en niemand moet van my weet nie. En dis in daai omstandighede en daai tye wat ons juis die Here en mense om ons die meeste nodig het. Jy sien, al wat die Here jou en my vra, is dat ons dag vir dag hom sal vertrou. Ek wil jou nooi om vir 'n oomblik gou saam met my jou hand. Ek wil hê jy moet jou hand oopmaak. Wil jy met hom so voor jou hou. En wanneer jy hierdie leë hand so uithou, wil ek vir jou vanmôre die prentjie gee. Hierdie hand verteenwoordig jou môre. Jy kan môre nie vashou nie. Ek en jy kan môre nie beheer nie, maar ons kan môre in die Here se hand plaas. Kan ek jou nooi om vir 'n oomblik net dit te sê daar waar jy is? Here, ek plaas my môre in U hand. En die bestuur van my môre in U hand. Dankie Here. Soos ek en jy dit vanmôre verklaar het. Nou, julle moet my verskoon van vandag. Ek het vir Chantel ook gesê, ek het 'n paar diep teruggetrek. Maar daar's soveel mooi ou koortjies wat soveel dinge sê. En een van die ou koortjies wat ek vandag nog baie geliefd voor is Because He Lives.
Ken julle hom? I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because he lives, I know that I know. He holds my future. And life is worth the living just. Why? Because he lives. So alles waardeur ek gaan, in die middel van my storm, in die middel van my moeilikste tye, is alles die moeite werd, omdat hy leef. Jy sien, soms is die grense waarin ons leef, ook 'n seën. Psalm 16 vers 6 sê, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Kan ons dit glo? Jy sien, my seun het toe hy 10 was gesê, pa, ek wil 'n bok gaan skiet. En ek het vir hom gesê, nee. Pa, ek wil 'n bok gaan skiet. Nee. Pa, ek wil 'n bok gaan skiet. Wanneer ek jou geleer het wat wapenveiligheid is, en ons eers met die windbuks geskiet het, en jy 'n teiken kan skiet, en jy al daai goed kan doen, dan kan ons 'n bok gaan skiet. Die grense waarin ek hom gestel het, is nie om sy vrede en plesier in te hok nie, dis om hom veilig en groot te kry. Maar hy verstaan nie die konteks nie. Al wat hy sien is, my vriende het al almal 'n bok geskiet. Nie, hy het 'n bok geslag, want hy het hom 14 keer misgeskiet, 12 keer in die voet geskiet, hulle moes die keel afsaag met 'n stomp mes. Hy het hom nie gejag nie, hy het hom vermoor. Jy sien, ons etiket in die veld. Daar's prinsipe in die veld, ekskuus dat ek dit nou. Julle hoor wat ek sê. En dan beklei ons met die Here oor hoekom dinge nie gebeur soos ek dit wil hê nie. Sy grense kan ook vir jou en my 'n seën wees. En dit klink aanvanklik vreemd, maar kan ons vanmôre sê, die Here weet die beste vir jou en my. Sy nee is dikwels net so liefdevol soos sy ja. Want dit sal hartseer wees. En ek het die voorreg gehad om baie te jag in Pietersburg. En as ek vir jou sê, hoeveel keer dit gebeur agter op 'n bakkie, dat ouens 'n patroon in die loop het, en jy oor 'n bult gaan en daai skoot gaan af. Hoeveel keer? Nee, ons is jagters, ons weet van dinge. Psalm 17 vers 8 sê, bewaar my soos die appel van die oog. Verberg my in die skaduwee van die vleuels. Is dit nie 'n mooi prent nie? Die Here is nie ver nie. Hy is 'n skuiling vir jou en my. Hy beskerm dit wat aan hom behoort. Soms is die veiligste plek om in die grense te wees wat hy vir ons maak. En om in daai grense te bly, is om vergenoegd te wees waar ons is en in hom. Paulus sê, ons vestig nie ons oë op die sigbare nie, maar op die onsigbare. Met ander woorde, ons heil lê nie in ons banksaldo nie. Dit lê nie in nuus hoofopskrifte nie. Dit lê nie in mediese verslae nie, sosiale politiek, media, ekonomie nie, maar alles wat sigbaar is tydelik. God roep ons om op die ewige werklikhede te fokus, sy beloftes, sy trou, sy koninkryk, sy teenwoordigheid. Hoekom? Want omstandighede is tydelik, maar die Here is ewig. Pyn is tydelik, maar God is ewig. Onsekerheid is tydelik, maar die Here is ewig. Jy sien, wanneer ons fokus verander ons perspektief. Weereens, half leeg of half vol. En vanmôre het jy 'n papiertjie gekry. Ek wil jou nooi om daai papiertjie uit te haal. En terwyl ek nou wil hom gou oopmaak. En het julle penne ook gekry? Wie van julle het penne nodig? Dankie, hier kom die penne. Hulle gaan hou julle hande op terwyl die penne is, en ek wil nie hê julle moet 'n opstel skryf nie. Maar ek wil jou nooi om vanmôre jouself eerlik te antwoord oor wanneer jy onseker is. Waarna gryp jy? Hou julle hande op, hulle kom met penne, hoor. Hou julle hande op, hulle kom met penne. Ek wil hê jy moet 1 woord skryf, 2 woorde. Waarna gryp jy as jy onseker is?
En wat is die grootste krisis waardeur jy nou gaan? Hou jou hande op, hulle kom met 'n pen, hoor. Waarna gryp jy as jy deur krisis gaan? En wat is jou grootste krisis huidiglik? Hou julle hande op, hoor, hulle kom met penne. Hierso in die middel ook, Tanel, dankie, hoor. As jy klaar geskryf het en iemand langs jou het nie 'n pen nie, ag leen dit net vir hom vinnig asseblief. Hierso in die middel is ook nog 'n paar, dankie. En ek wil hê dis 'n persoonlike oomblik. Jy skryf 2 woorde neer. Waarna gryp jy as jy deur krisis gaan? En deur watse storm? Waar bevind jy jou in die middel van? Dankie Tanel, hier is nog so 'n paartjies. Hou hom op, hier kom Tanel, kom met penne, hoor. Is dit okay, yes. As jy klaar geskryf het, hou weer jou pen op, dat iemand hom kan leen weer, asseblief. Daar sê, dankie. Ons kan vanmôre erken, dat hierdie beker, 'n klomp seer, en 'n klomp uitdagings verteenwoordig. Die feit dat ons dit neergeskryf het hier vanmôre en ons eerlik is, word vasgevang in hierdie beker. Die feit dat ons dit vanmôre neergeskryf het, beteken nie dit het nou verander nie. Maar vanmôre wil ek hê ons moet sien wat die Here kom doen. Hierdie beker vol water, ek moet hom nou net nie laat val nie, verteenwoordig die Here. En wanneer ek en jy in hom is, kom hy en hy kom vul ons. Stem ons saam dat die feit dat ons nou in hom is, nie beteken dat wonderbaarlik daai goed in 'n oomblik verander het nie. Maar die persepsie en die realiteit van hoe ons deur dit gaan verander, want ons is in hom. In ons storm is hy met ons. Daarom is die uitdaging vanmôre aan jou. Ons kan ons vrees neerlê. Ons kan ons onsekerheid bring. Ons kan ons behoefte erken en die Here vra om alles te beheer. Ons kan vanmôre die grense wat die Here vir ons lewe stel, omarm. En vanmôre is my uitroep dat ons sy tydsberekening sal glo, dat ons sal vertrou in sy goedheid en dat ons sal vertrou in sy beloftes. En ek wil jou nooi vir 'n oomblik saam met my jou oë te sluit. Here, wanneer ons vanmôre kom erken dat ons soms nie die antwoorde het nie en in die middel van die storm dit ons baie keer oorweldig. Maar Here, vanmôre deur hierdie praktiese voorbeeld kan ons vanmôre verstaan, in ons swakhede, in ons moeilikhede, kom U en vul U alle onsekerheid met wie U is. Soos hierdie houer leeg was, het U dit kom vul. Soos dit vol was met alle onsekerheid en pyne, het U dit kom vul met U teenwoordigheid wat die persepsie oor dit waardeur ons gaan kom verander. Ek bid vanmôre vir elke vertroue, ek bid vir elke seer, ek bid vir elke uitdaging, dat ons nou in 'n oomblik sal voel, Here, dat ten spyte van dit wat ons in die middel beleef, U is met ons. Jy sien, Here, vanmôre kom sekerheid nie omdat ons weet wat in die toekoms lê nie, maar ons sekerheid kom in die een wat ons toekoms vashou. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.